Die hoeveelheid kere wat ek al die woord met iemand gedeel het en hulle raak so opgewonde oor dit en ek sien hulle begin 'n pad met die Here stap en dan so maand 2 of 3 later dan wanneer ek incheck en sê, "Hey, hoe gaan dit met jou pad met Jesus?" en sê hulle, "Nee, hulle is vir hulle te moeilik. Hulle het nou eers weer teruggeval." En hulle sal weer later try, miskien eendag sal hulle weer regkom in hierdie area van hulle. En dan sien ek eers dit gaan sleg met hulle, dan ewe skielik op 'n tyd, dan sien ek al vat hy weer en dan raak dit weer weg en dan gaan dit. En jy weet hoeveel keer ek al frustreerd was, want ek weet nie eintlik wat om te doen nie. Ek dink Jesus Here gaan hierdie ouens ooit dit maak in die koninkryk, gaan hulle ooit hemel toe gaan hulle, is hulle gered, is hulle nie gered nie. Ek is nie seker van wat ek sien nie. Al wat ek kan doen is, ek gaan net aanhou om saad te saai van die woord en te hoop en vertrou, dat eendag daar 'n groot oes kan opkom. En jy weet, ek kom in hierdie skrif in Matteus 13 van vers 24 af, wat hy sê, die boer het gegaan en goeie saad op sy grond gesaai, maar in die nag terwyl hy slaap, toe kom die vyand en saai 'n klomp slegte saad op die grond. En toe die koringaar opkom, toe kom die onkruid saam met die koringaar op, en die werkers van die boer sê vir die boer, "Hoor hierso, ek dog hier's goeie saad gesaai." En die boer sê, "Ek het goeie saad gesaai, maar hierdie is 'n werk van die vyand. Die vyand het slegte saad kom saai terwyl ons geslaap het." En toe sê die werkers vir die boer, "Maar wil jy ons met die onkruid uittrek?" En die boer sê, "Nee, laat albei groei. En wanneer die oestyd kom, dan sal ek vir die werkers sê om die onkruid eers uit te haal, dit in bondels te sit en dit te verbrand en dan die koring na my skuur toe te vat." Nou hier is die ding, ek en jy kan goeie saad saai. En wanneer ons nie kyk nie, dan kom die vyand en hy kom saai slegte saad tussen die goeie saad wat ons gesaai het. En ons moet God vertrou dat hy toelaat dat die oes opkom, dat die koring en die onkruid dieselfde tyd opkom en op die regte tyd in die laaste dag, wanneer die oordeelsdag kom, dan gaan Jesus sy werkers uitstuur om hy onkruid almal te stroop en hulle te verbrand en aan die koringaar gaan skuur toe gaan. En in daardie dag, dan sal ons die waarheid weet, wie werklik gered is en wie nie. Ek en jy weet nie hoe die werk lyk nie, en dis ook nie my en jou werk om seker te maak dat iemand gered is en reg gered is nie. Yes, ons het 'n verpligting om hulle die woord te leer, alles wat Jesus vir ons geleer het, ons het 'n verpligting om 'n disipel te maak, ons het 'n verpligting om die woord te saai, ons het 'n verpligting om hulle te doop in die naam Vader, Seun en Heilige Gees, ons het 'n verpligting om hande op siekes te lê, dooies op te wek, malaatses gesond te maak en duiwels uit mense uit te dryf. Dis my en jou verpligting. Meer as dit is dit ons verpligting om God te vertrou, dat wanneer die oes kom, dat die regte oes op gaan kom. Paulus sê dat een gee water, een saai en God bring die opbrengs. Ek en jy kan God net vertrou, dat wanneer ons saad gesaai het, hoe ook al dit lyk, dat op die regte tyd die regte oes gaan inkom. Ek weet persoonlik vandag van 2 mense, maar een in spesifiek, wat by 8 verskillende mighty mens was, en eers op die 8ste ene, toe hy 'n radikale ontmoeting met Jesus gehad, en alkohol heeltemal gelos. Voordat was hy alkoholist, 'n drinker, en elke mighty man het hy gegaan, maar eers op die 8ste ene, het die ware oes ingekom en hy dien vandag die Here met sy volheid, sy hy en sy hele huisgesin. So vir my is dit nie so belangrik so om te sien hoe loop die ouens reg nadat ons met hulle die woord gedeel het nie, maar dat ons God kan vertrou dat daai saad wat ons gesaai het regtig op goeie grond gekom het, dat die oes gaan opkom en in die dag van die groot oes sal die onkruid alles rondom hulle uitgehaal word en die regte en ware koring sal na die skuur toe gaan. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Here, help ons asseblief. Vir my persoonlik, help my Here, dat ek nie voel ek het die verantwoordelikheid om iemand regtig tot in die hemel in te druk nie, Here, maar dat ek regtig net kan saad saai en water gee en dat God 'n goeie opbrengs sal bring op die plekke waar ons gesaai het. Vader, dat ons nie die verantwoordelikheid hoef te dra vir 'n ander se redding nie, dat elke persoon verantwoordelik is vir hulle eie redding, maar dat ons die verantwoordelikheid sal opvat om definitief die woord te preek, want die woord sê, hoe kan iemand ooit glo as daar nooit 'n prediker was wat vir hulle die woord gepreek het nie, want die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. So Vader, ek dank U vandag in die naam van Jesus, dat U ons werklik waar sal bold maak, dapper maak om U woord te saai, sodat daar groot siele oes in die eindtyd sal kom. In Jesus se naam. Amen.